Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Hierdie video gaan oor finansiële wiskunde. Nou, ek het tot my verbasing besef dat dis nou nie regtig my verbasing nie, maar jy kan seker maar so sê, dat finansiële wiskunde eintlik 'n baie groot onderwerp is en as ek dit in een video sou doen, sou dit my seker 24 jaar gevat het. Ek wil nie graag so lank vat aan 'n wiskunde video nie, wat in elk geval niks views gaan kry nie, want niemand gaan 'n video kyk wat 24 jaar lank is nie. So ek het hom opgebreek in klomp verskeie deeltjies en hierdie gaan nou maar die eerste wees van die klomp wat ek gaan maak. Dit gaan wees oor wins en verlies. Ja, afhangende van watse handboek jy het, is hierdie dalk jou eerste onderwerp. As jy vir ChatGPT sal vra watse werk, watse finansiële wiskunde moet graad 9's doen, dan gaan jy heel waarskynlik hierdie video daarin kry, dink ek. Ag, nie video nie. Dan gaan jy heel waarskynlik hierdie onderwerp eers kry, maar ek het dit met ChatGPT gedoen. Vertel my 'n paar dingetjies, sê ek, okay, ek sal wins en verlies eers doen. Die rede hoekom ek hierdie graad 9 wiskunde video gemaak het en nie graad 8 wiskunde video nie, is omdat okay, wel wins en verlies is basies dieselfde in graad 9 en graad 8. So as jy graad 8 is en jy kyk hierdie video, dis fyn, daar's net so 'n paar konsepte wat net 'n bietjie verder bevorderd is, net wiskundige berekeninge wat jy nog nie geleer het nie, wat graad 9 eers in algebra iewers leer. So, dis die rede hoekom dit 'n graad 9 video is feitelik maar net omdat soos die berekeninge, die manier hoe ek dit doen, 'n bietjie meer gevorderd is en dat graad 9's dit gaan verstaan. Dalk, ek weet nie, kom ons kyk. Dit is moeilike wiskunde, maar ja. So wins en verlies. Dis baie eenvoudige werk eintlik. As jy al ooit in jou lewe besluit het om 'n klein besigheid by die skool te maak, jy verkoop jawbreakers of iets. Ek het in graad 5, 6. Ons het een keer in graad 6 het ek 'n redelike groot bedrag geld gehad. Ek dink dit was na my verjaarsdag. Gaan ons na Sunrise Sweets toe of een van daai plekke. Toe sien ek hulle verkoop jawbreakers, maar die ding was letterlik so groot as my hand en ek raak toe verlief op hierdie jawbreakers. En my ma sê vir my, nee, ek kan nie 'n hele pak koop nie. Toe sê ek van nee, ek kan. En jy moet nooit ongehoorsaam wees teenoor jou ouers nie, maar jy kan hulle soms oortuig. Ek oortuig haar toe dat sy die pak jawbreakers kan vat, in haar kas sit, sorry. En dan elke nou en dan vat ek enetjie. Toe eendag vat ek 2 en ek vat toe een skool toe en die een kind sê vir my, hy sal vir my R20 gee vir die ding. En so begin my besigheid. Nou, in hierdie voorbeeld, wat ek die 2 konsepte net gaan verduidelik, is dit 'n pen. So, verbeel jy koop 'n pen, soos wat ek my jawbreakers gekoop het, teen 'n sekere bedrag. Ek dink ek het 10 gekry vir soos R100. Maar as jy die wiskunde doen, 10 vir R100, so R10 een. Hierso koop hy dit vir R20 en hy verkoop dit vir R30. Maar dit is as jy 'n wins maak. Nou 'n verlies is as jy dit vir R40 gekoop het en jy verkoop dit vir R20. Dit 'n voorbeeld. Ek het 'n wins gemaak. Ek het dit vir R20 verkoop en ek het dit basies vir R10 gekoop. Ek het toe nog so 'n paar keer dit gedoen tot die hoof vir my sê nee, ek mag nie en toe ja. Daai gedeelte daar wat jy dit vir minder verkoop. In hierdie geval is dit ek koop dit vir R40, maar ek verkoop dit ongelukkig vir 'n laer bedrag. So ek verloor R20 en ek werk dit uit deur te sê 40 minus my R20. Dieselfde met die wins, daai bietjie wat ek bygekry het. Ek het dit gekoop vir R20, verkoop vir R30. Maar 'n bietjie wat ek bykry, dis omtrent R10 wins. Nou,
baie maatskappye, alle moontlike maatskappye doen dit, behalwe 'n nie winsgewende organisasie. Hulle kan nie so iets doen nie. As jy byvoorbeeld vir jou Adidas tekkies gaan koop, ek kan jou beloof om daai tekkies te maak kos soos R200, nê? En dan plak hulle brand op, R1000 en dan sê hulle, okay, hierdie is die nuwe model tekkies. En hulle plak nog R1000 op en daar betaal jy R2250 vir jou Adidas tekkies. Maar hulle het dit net gemaak so hulle verlies of wat hulle uitgegee het daarop was soos R250. En dit wat hulle gemaak het as 'n wins was die R2000. Nou dit is maklik daar, eenvoudig so. Maar ongelukkig gooi ons altyd 'n persentasie by en dis wat dit 'n bietjie moeilik maak. In 'n voorbeeld van wins het ons dat Jan 'n gebreekte kar vir 50.000. Die K is 3 nulle. Dieselfde met kilometer, dit beteken dieselfde ding. Kilo beteken 1000 meter. So 1000 meter hierdie is 50.000, net 1000 aan die einde. Ek moet eintlik 'n video maak waarin ek al daai eenhede verduidelik. Ek sal een voor tyd. Herinner my net asseblief. Hy maak hom toe reg, hierdie Jan. Maak hom toe reg en verkoop hom vir R75.000. Hierdie is sy koopprys. Dit is net 'n afkorting wat ons gebruik om wiskunde vir ons makliker te maak. Anders moet ons konstant die hele ding uitskryf en ons wil nie dit doen nie. So sy koopprys, dit waarteen hy dit gekoop het, is 50.000 en sy verkoopprys, dit waarteen hy dit verkoop het, is 75. KPVP. Wins gaan wees verkoopprys minus koopprys. So in hierdie een is dit regtig eenvoudig. Ek het hom as prins vir die eerste een gebruik want dit is grootste een minus kleinste een. 75 minus 50. Daarom kry ek 75.000 minus 50.000 en die wins wat hy gemaak het was 25.000. Hy kan daarmee nog 'n kar koop, dit weer regmaak of wat ook al. Of hy kan vir sy dogtertjie 'n klein fiets koop. Ek weet nie, dis seker wat fietsse kos deesdae. Nou vra hulle vir jou, wat is hierdie in persentasie? Ongelukkig, hierdie dit sou so nice wees as hulle net vir ons twee bedrae gegee het, jy besluit en jy minus die een van die ander een. Maar hulle moet 'n persentasie bygooi. So, persentasie, om die persentasie wins wat hy gemaak het uit te werk, moet jy sê verkoopprys, dit waarteen hy dit verkoop het, minus die kosprys. Gedeel deur die kosprys maal met 100. As jy nou in graad 9 is, so jy's nou nie in graad 8 nie, gaan jy hierdie anders onthou. En ek is baie jammer en teleurgestel daaroor, want vir een of ander rede in graad 8 besluit onderwysers om vir jou daai vreemde tabelmetode te leer. Ek gaan 'n video daaroor uitbring, so ek's net so skuldig en ek gaan dit heel waarskynlik iewers in die toekoms ook vir graad 8 leer. Maar wiskundig is hierdie beter. Dis beter om hierdie formule te onthou. Die persentasie wins wat hy gemaak het is die verkoopprys minus die kosprys gedeel deur die kosprys maal met 100. Ek sê vir jou dis belangrik want jy gaan hierdie nie net nou gebruik nie. Laat ek net eerder uitbrei daarop. Jy gaan dit nie net in wiskunde gebruik nie. Eintlik gaan jy dit nie eers in wiskunde gebruik nie. In graad 8 leer hulle jou daai flippin irriterende oorkruis maal tabelmetode waar jy die persentasie hier sit en die verkoopprys daar en kosprys gaan altyd 100 wees en allerhande sulke nonsens. Maar dan hou dit daarop. Graad 8 en 9 vra hulle dit vir jou en dan nooit weer nie. So dis die stupidste ding in die wêreld. Hierheen gebruik jy daarom iewers anders in jou lewe. Nie in wiskunde nie. Ek sê maar om jou bubbel te bars, jy gaan hierdie nie in wiskunde doen nie. Jy gaan hierdie formule in 2 plekke in jou toekoms gebruik. As ek sê toekoms bedoel ek nou net graad 10, 11 en 12. Dit gaan wees in biologie, waarvan ek weet, en in rek, waarvan ek weet. Dit is die enigste ander 2.
Ek sal, as ons daarby uitkom, sal ek dit weer verduidelik. Maar 75 wat gegee is as my verkoopprys minus 50.000, alles op 50.000 maal met 100, hierdie gee vir my 'n half maal met 100 en daai is dan die persentasie wins wat hierdie ou gemaak het. Hy het 50% wins gemaak. As die persentasie gegee word, hierdie is nou waar hulle dit moeilik maak, Aspirus vir een of ander rede. As die persentasie gegee word, is dit 'n bietjie van 'n ander geval. So kom ons kyk in 'n voorbeeld waar ek die verkoopprys wil uitwerk. Ek het nou net vir jou gesê wat daai hele vergelykingkie is. Dit gaan baie moeilik wees as ons die kosprys moet uitwerk, maar ek sal dit ons kom daarby. Moenie nou daaroor dink nie, dink later daaroor. Die persentasie, ek skryf my formuletjie net so neer, is die verkoopprys minus die kosprys gedeel deur die kosprys maal met 100. Daai 100 verander dit net in persentasie in. As jy die 100 nie daar het nie, is dit fyn. Jy gaan net 'n paar desimale moet aanskryf om dit in persentasie te gee. Dan vervang jy in 36,42 is gelyk aan die verkoopprys wat my onbekende is minus my kosprys wat ek het op my kosprys maal met 100. Baie eenvoudig, hierso en dis hoekom ek dit nie vir die graad 8 verduidelik nie, is jy moet nou net ontslaa raak van jou 100, so jy deel oor met jou 100, jy maal oor met jou 83.000 en dan vat jy daai laaste stappie, daai 83.000 wat tog steeds aan jou regterkant is, om hom finaal te vereenvoudig en verkoopprys aan die regterkant alleen te kry, moet jy hom net oorvat, so hy word 'n plus 38.000. So as ek daai hele bedrag hier, daai 63,42 op 100 maal met 83.000 in my sakrekening kry ek daai waarde. Ek plus net weer my 83 daarby en ek kry dat my verkoopprys was 135.638.06 sent. Dit is nog eenvoudig een. Die moeilikheid kom wanneer hulle vir jou die verkoopprys gee en hulle vra vir jou die kosprys. So, Gert verkoop 'n kar teen 176.000 rand, waarmee hy 22,6% wins gemaak het. Jy skryf jou formule neer, niks fancy, niks snaaks nie, niks fancy, niks nie. Jy vervang jou waardes in wat jy het. Die probleem nou is die feit dat jy 2 kospryse het. Kan jy dit sien? Nou kan jy net uitmaal en oormaal en allerlei ander dingetjies nie. Of jy kan, maar laat ek jou wys hoe om dit te doen. Want dit is bietjie meer tegnies en hierdie is die rede hoekom dit 'n graad 9 video is. Ek gaan aan die einde van hierdie voorbeeld gaan ek vir jou 'n baie eenvoudiger formule wys. Ek wil net vir jou wys hoe ek daarby uitgekom het. Want jy moet dinge oorvat, oormaal en allerlei ander dingetjies. Eers begin ons met ons 100. Ons deel hom weg. Dan maal ons daai onderste kosprys wat gedeel is. Hy is aan die regterkant te deel. Ek vat hom hoor, hy word te maal en ek kry net dit wat bo my breek is, my teller, dink ek. Ja, my teller aan die regterkant. Maar die KP is nog steeds aan die regterkant, so ek vat hom ook hoor. Daarom kry ek 22,6 op 100 maal met KP plus met KP, 1 KP so te sê, is R176.000. Julle weet nou hoe om te faktoriseer, of jy hoort te weet hoe om te faktoriseer. As jy nie weet hoe om te faktoriseer nie, gaan kyk my faktorisering video. Want nou kan ek daai KP gemeenskaplik uithaal. Ek het 22,6 op 100 plus 1, want daar was 'n KP, ek vat hom weg, al wat oorbly as ek iets deel met homself is 1. Daarom bly daar 'n plus 1 in my hakkie oor en die 176.000 bly nog steeds aan my regterkant. Nou moet ek net wegdeel met my getal, so te sê, my hakkie. My hakkie is die getal wat voor my KP staan. Ek deel hom weg en ek kry sulke mother van 'n vreemde ding. Onthou om eers, as jy hierdie ding gaan doen, onthou om eers die groot breek te maak op jou sakrekenaar. Maak eers die groot breek en dan die hakkie onder en dan die hakkie binne. Anders dan gaan jy dalk 'n hakkie bo op 'n hakkie en dan gaan jy nie weet wat se hakkie bo is nie. 'n Gebreek bo op 'n breek. Dan kry ek, as ek dit in my sakrekenaar ingetrek het, 143.556
en 28 sent. Hierdie is belangrik net om uit te vind, want kyk, ek het 'n wins gemaak, wat beteken ek het dit oorspronklik gekoop vir 143.556, wat baie minder is as 176.000 rand. Dit moet minder wees, want ek het 'n wins gemaak. My wins is presies 22,6%. Om hierdie vergelyking net 'n bietjie te vereenvoudig, het ek gesê, ek gaan dieselfde met die verlies doen, maar hierdie spesifiek vir die wins, asseblief, hierdie spesifiek vir die wins. KP is gelyk aan my VP gedeel deur 1 plus jou persentasie wat vir jou gegee word op 100. So eenvoudig soos dit. As hierdie nog steeds vir jou bietjie vreemd is, ek het hom gaan oorskryf in 'n ander manier, ek het hom net bietjie gaan rondshuffle, toe kry ek 100 op 100 plus die persentasie maal met verkoopprys. Hierdie voel vir my bietjie meer eenvoudig, maar daai 1 plus die persentasie op 101 kan dalk vir julle bietjie makliker wees. So hierdie spesifiek vir wins, kyk, daar's 'n plus onder die breek. As ek nou by verlies gaan uitkom, gaan jy sien daar gaan heeltyd 'n minus wees. Eerste voorbeeld, Ruben koop 'n wasmasjien teen R11.600 en verkoop dit later teen wat's daai? R7.600. Die vraag gaan net wees, wat is sy verlies? Baie eenvoudig, jy weet wat verlies is, dit is die kosprys minus die verkoopprys, grootste een minus die kleiner een. Dis al wat jy moet weet, as sy kosprys laer is as sy verkoopprys, dan het hy wins gemaak, maar as sy kosprys hoër is as sy verkoopprys, dan het hy 'n verlies gemaak. Hierdie, ja. Dit gee dan vir my dat hy 'n verlies van R4.000 gemaak het, maar hulle gaan weer eens soos met die wins vir jou vra om dit in 'n persentasie te skryf. Die persentasie kan jy sien lyk 'n bietjie anders. Ek het net my kosprys en my verkoopprys daarbo omgeruil, omdat die kosprys nou die kleiner een is en die verkoopprys die groter een. Dis presies wat ek hier het. Verlies KP minus VP, KP minus VP. As jy teruggaan na die wins toe, gaan jy sien hulle het omgeruil. VP minus KP en VP minus KP. Dit gee dan vir my 11.600 minus 7.600, alles op 11.600 maal met 100. Geef vir my soeke vreemde breekie, maal met 100, en ek kry dat my wins, wat ek verlies van, my persentasie, wat ek 'n verlies van gemaak het, was 34,48. Hierdie goeders, ek het vir julle gesê, julle gaan dit doen in biologie en in rek. Ek het nie self rek gehad nie, maar ek weet julle doen dit in rek, want my verloofde het rek. En sy het dit gehad, maar sy het gesê, hulle leer vir julle sulke ander metode, daai vergelykingkies wat ek vir julle daarbo gegee het, hulle noem dit die soek op wat jy het metode. Dis eintlik maar net 'n vereenvoudige manier om julle ding daarbo te skryf, en ek oorweeg nog om 'n video daar te maak, maar as jy van plan is om rek te hê, is dit vir jou belangrik om deur hierdie video te gaan, sê ek in die helfte van die video, wat nie regtig sin maak nie, want dis op toepassing van jou, dieselfde met die kinders wat besig is met biologie, soos, ek beloof julle, iewers in die toekoms is daar, as jy nou biologie gaan vat en jy kom in graad 11, is daar een of ander sel, mitose, meiose, of een of ander ding wat gebeur het, en daar is klomp nuwe selle, hulle het vermeerder, van 'n sekere bedrag tot 'n finale bedrag toe, en dan vra hulle vir jou met watse persent het dit vermeerder, en dis dieselfde vergelyking. Wiskunde bly dieselfde. Hierso is dit net op toepassing van wins. So deur ek koop 'n biltong kerwer, my gunsteling Kersgeskenk, vir R2.200 en verkoop dit weer vir 32% verlies. Hier is maklik want ek soek net koopprys.
Ja, ek het kooppryse, ek soek net vir kooppryse en daar is net een van hulle. Jy skryf jou vergelykingkie neer, vervang hulle in, maal met 100, vat jou 100 oor, hy word 'n deel, vat jou deel 2200 oor en hy word 'n maal, en dan vat jy net daai 2200 oor, en dan kry jy so 'n negatiewe bedrag van 1496. Moenie skrik omdat dit negatief is nie, dit is negatief, dit moet wees, omdat, hoekom nou weer? Ek maak 'n verlies. So, ek deel net my minusse weg en ek kry R1496 as 'n verlies. Nou by die moeilike voorbeeld. Wieke verkoop 'n huis teen R870.000 wat hy gekoop het, maar teen 'n verlies van 17%. Die persentasie is weer kosprys minus verkoopprys op koopprys maal 100. En vervang dit wat ek het in, selfs my 17. Maar ek gaan nou weer deur die ellelange proses om vir jou te verduidelik hoe ek my vereenvoudigde formule, wat ek nou vir jou gaan wys, chill net, word net rustig, ek gaan dit nou vir jou wys, gekry het. Dis die einde van my sin. So, deel 100 weg, maal jou KP weg, vat jou KP oor en dan deel jy met 'n minus. Jy kan sommer hierso met 'n minus deel. Dit beteken net daai twee ruil om, nê? En die minus voor my 870 gaan weg. Dan haal ek kosprys gemeenskaplik uit. Kyk daai minus 17 op 100, ek kan hulle net omdraai. Daarom kry ek 'n kosprys na ek hom weggedeel het van 870.000 op 1 minus 17 op 100 en ek sit dit in my sakrekenaar, ek kry, wat's daai? 1.048.192.77 Die eintlike formule dan vir kosprys in die verlies is die volgende. Kosprys is nog steeds verkoopprys, maar dit gaan wees op 1 minus my persentasie op 100. Met die wins was dit 1 plus met my persentasie, met die minus is dit 1 minus my persentasie op 100. En weer eens, soos ek beloof het, hy gaan daarop kom. Nou, ek hoop julle het 'n bietjie geleer hieruit. Soos ek gesê het, hierdie is 'n bietjie van 'n moeiliker vraag. Leer dalk hierdie metodes, nee, net hierdie vergelykingkies. Dis 2 extras wat jy moet leer. Dit gaan 30 minute se minder game speel van jou vereis. En dan gaan jy wen in lewe, net omdat jy hierdie 2, of net in graad 8 en 9. Jy gaan net in graad 8 en 9 wen, behalwe as jy rek en biologie vat in die toekoms, want dan gaan jy dit daar ook gebruik. Hulle vra dit, hulle sal regtig vir jou sê, die bakterieë in hierdie buisie het vermeerder met daai persentasie. En nou is daar 40 biljoen bakterieë. Hoeveel was daar oorspronklik? Dan moet jy in biologie hierdie ding gaan uitwerk, en ek dink dit is laf, in my persoonlike opinie, want ons leer dit vir jou in wiskunde en ons gebruik dit in alles anders behalwe wiskunde. Jy gaan nie in die graad 8, jy gaan nie dit in graad 10 verskoon, 11 of 12 doen nie, so ek weet nie. Maar hier is die einde van die video. Ek hoop jy het geleer en ek hoop om jou in die toekoms weer te sien.